En amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Ons sê dankie vir die musiekspan wat ons so wonderlik kom bedien het. Nou, vanoggend is 'n baie belangrike oggend. Dit is Vadersdag. En dit laat my dink aan die storie van 3 seentjies wat op die speelgoedterrein is en hulle brag oor hoe awesome hulle pa is. Die eerste seentjie sê, my pa is so cool. Hy skryf 'n paar letters op 'n papier en hy noem dit 'n gedig. En mense betaal hom oor die R1000 vir hierdie gedig. En die tweede seentjie sê, ag, dis niks. My pa is so cool. Hy skryf 'n paar woorde op 'n papier. Hy noem dit 'n liedjie. En hy word betaal R100,000 om dit te doen. En die laaste seentjie dink by homself, ag, Jesus manne, julle brag nou net lekker. My pa is baie cooler. My pa skryf 'n paar woorde op 'n papier, hy noem dit 'n preek, en hy kry 8 ooms om hom te help om al die geld in te kry. So, ja, Vadersdag is hier met ons. En ek wil graag vanoggend vir julle sê dat om 'n pa te wees is 'n wonderlike ervaring, is 'n wonderlike aspek van ons lewe. En die groot ding is net, al is jy nog nie 'n pa nie, en al dink jy aan om kinders te kry, en dink nog aan om in 'n verhouding te wees, hierdie is 'n baie belangrike faset van ons as Christene, is om 'n pa te wees wat 'n voorbeeld is, 'n pa te wees wat lei in liefde. En daarom vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor vaders van formaat, 'n pa wat so besonders is, 'n pa wat jou kinders mee wil brag, wanneer jy 'n oupa is, dat jou kleinkinders met jou kan brag. En ons is besig in hierdie afgelope maand om bietjie te kyk na geestelike oorlog en te praat oor die aanvalle wat na ons kant toe kom. En dis belangrik dat ons moet verstaan dat jy as pa het 'n belangrike rol in hierdie oorlog wat ons speel, in hierdie geestelike oorlog wat ons onsself mee vind. En dit is waar Paulus vir ons sê in Efesiërs 6, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen magte en bepalings wat nie in hierdie wêreld is nie, nie van hierdie wêreld is nie. En dit is belangrik om te verstaan die rol wat 'n vader speel in jou familie se lewe, in jou kinders lewe, in jou huwelik, en selfs ook in jou eie lewe, in jou eie geestelike versorging en geestelike oorlewing. Moet ons besef dat ons as vaders staan op die voorgrond om ons gesinne te beskerm, om ons kinders te beskerm teen hierdie oorlog wat woed. En daarom wil ek vanoggend net kortliks gaan kyk na 2 aspekte wat die Bybel vir my en jou vasstel wat 'n goeie pa moet wees, 'n vader van formaat moet wees. En ek wil graag, ons gaan na 'n paar gedeeltes kyk, daar's nie net 'n enkele skrifgedeelte nie, so julle is meer as welkom om neer te skryf en saam te volg. Maar die eerste punt wat die Bybel vir ons oordra, wat 'n vader van formaat maak, is 'n vader stel die voorbeeld. Met ander woorde, die pa gee die pas aan. Nou, hierdie is nie net van toepassing op 'n vader nie, dis van toepassing op mans oor die algemeen. Want 'n man is die ene wat die ritme of die pas aangee in die verhouding, in die huwelik, in enige aspek van formaat, of selfs in die geestelike lewe. Dis hoe die Here dit gemaak het. Hy wil hê die man moet die voorbeeld wees. So as ons dit terugbring na Vadersdag toe vandag, die pa moet die voorbeeld wees. Die pa moet die voorbeeld wees om te sê, kom ons gaan kerk toe, kom ons doen Bybelstudie, of kom ons gaan doen dit, of kom ons gaan soen toe, of kom ons maak so. Dit is die voorbeeld wat die pa stel, want onthou net, mense volg nie maklik instruksie nie. Dis nou maar net algemeen so, maar hulle volg baie maklik 'n voorbeeld. Wys my wat om te doen. Moenie my sê wat om te doen nie, wys my wat om te doen. En dis die belangrikheid wat die Bybel ook vir ons die hele tyd probeer indra rondom 'n pa te wees, is wys my hoe om ordentlik 'n voorbeeld, of wys my hoe om 'n voorbeeld te wees vir ander. En dit is belangrik, dat die pa moet besef, ek moet 'n voorbeeld wees. En dis hoekom Paulus, wat gekenmerk word as die vader van 'n klompie gemeentes, weet dit, en hy beskryf het, hy sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Met ander woorde, Paulus wil hê, jy moet verstaan,
hy sê, ek volg Christus se voorbeeld. Ek volg wat Christus vir my sê. En ek wil hê, julle moet my voorbeeld volg. Neem kennis, hy sê nie volg Jesus se voorbeeld nie. Want die groot ding is dat hy besef, mense sien Christus deur wie? Deur jou doen en late. So hy sê vir die mense, volg my voorbeeld. Kyk na my en volg dit. En as ouers en as 'n pa, soos die kleerlinge altyd sê, paans en maans, soos 'n pa moet wees, moet jy die voorbeeld wees. Jy moet die voorbeeld volg. Jy moet die voorbeeld wees. En jy moet seker maak dat jou verhouding met die Here reg is. Want jy volg Christus. En jou gesin volg jou, soos wat jy Christus volg. En dis hoekom dit terugkom na die beginpunt toe van jy gee die pas aan. Jy stel die voorbeeld. Hulle kyk hoe tree jy op wanneer mense jou sleg sê. Hulle kyk hoe tree jy op as 'n pa wanneer mense jou indoen of deur 'n sekere situasie gaan. En die groot ding is net, voordat ons by die volgende gedeelte kom, dit is nogal bewys in sielkunde, dat as die man geïrriteerd is die hele gesin geïrriteerd. As die man gelukkig is die hele gesin gelukkig. En dis 'n wonderlike ding, dis nie 'n slegte ding nie. Dit beteken nie die man is nou, jy weet, hy is die benchmark van alles. Nee, dit beteken net, dis hoe die Here dit gemaak het. Die man is die ene wat die pas aangee, die man is die ene wat moet die voorbeeld stel. Soos hy gelukkig is, as hy gesond is, as hy sy geestelike lewe gesond is, dan volg die res van die gesin saam met dit. So as 'n pa moet 'n mens besef, jy staan in hierdie oorlog wat ons nou mee besig is om te woed teen. Jy is die voorste linie. Jy is die voorbeeld. As jy bang gaan wees, dan gaan die ouens agter jou begin bang raak. Maar as jy sterk staan, as jy volmoed is, as jy in geloof staan en 'n verhouding het met die Here, dan gaan die ander volg. En dis hoekom Joshua sit in hierdie selfde bootjie met hierdie bekende gedeelte in Joshua 24 vers 15. Kom ons lees die gedeelte. Hy sê, of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat, of die gode van die Amorite, wie se land julle woon, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. En dis so 'n mooi gedeelte, maar die gebeurtenis agter hierdie gedeelte is eintlik fenomenaal. Joshua, die leier van die Israeliete, hy het hulle uit die beloofde land saam met Moses gelei. Hy vat hulle in die beloofde land en Moses kan nie verder hulle vat nie. Hy gaan doen allerlei wonderlike goeie, soos die inval van Jerigo, al hierdie aspekte en al hierdie oorlog wat hy deurwerk. Hy kry sy mense bymekaar, hy stel 'n voorbeeld, hy is 'n goddelike man, sy mense volg hom. Hulle is besig om in die beloofde land beset te neem van al die stede en hulle is besig om regtig voorspoedig te wees. En op 'n stadium raak hy oud en hy raak nou nie meer so, hy is nie meer so influentieel soos wat hy was nie. En jonger leiers kom op en sê vir hom, luister man, jy weet, ons is nie lus om meer God van Israel te dien nie. Ons is nie meer lus nie. Ons wil bietjie die ander gode dien. En dit gaan alles as gevolg van die mans, nie die vrouens nie. Mans wat verlei word deur die vrouens van die ander wat tribes nou in Afrikaans, ander ouens, die volke, daar sê, dankie, ander volke. En hulle word mislei deur dit, en nou wil hulle daai vrouens laat lekker voel hulle self en tegemoetkomend kom, en dan sê hulle, maar okay, ons sal jou God aanbid, net om jou tevrede te stel. En Joshua kan dit nie hanteer nie. Hy sê net vir hulle, luister, ek is klaar, ek is moeg, ek is skeelvol vir julle. Julle kan doen wat julle wil, maar ek en my huishouding, ons sal die Here dien. En daar is 'n stelling wat hy maak om te sê, hy en sy volk, hulle sal die Here dien. En hy stel die voorbeeld, hy sit die lyn in die sand so te sê, om te sê, hiertoe en nie verder nie. Julle kan maak wat julle wil, maar ek stel die voorbeeld in my huishouding. Ek stel die voorbeeld in my lewe, daardeur gaan ek nie toelaat dat julle my beïnvloed nie. En hierdie is so mooi gedeelte, selfs van toepassing tot vandag toe, want die wêreld kom en wil die hele tyd hê en ons kom beïnvloed en die hele tyd wil hê ons terugtrek na hulle sisteem toe, of om te wees soos die wêreld, om in te pas. Terwyl ons as 'n pa, as 'n vader en as mans,
moet besef, nee, tot hier toe nie verder nie. Ek gaan nie toelaat dat die wêreld my kind beïnvloed nie. Ek gaan 'n staan maak en sê, tot hier toe nie verder nie. Ek gaan nie toelaat dat my vrou vir my wil beïnvloed om in 'n ander tipe rigting in te gaan nie. Ek sê dit in 'n baie mooi manier. Ek gaan sê, nee, ons gaan die Here dien. Ons gaan die Here se leiding volg. En die groot ding is net, dit is wat 'n pa se rol is. Jy staan in daai voorste linie. Jy staan daar waar die vyand wil kom en jou wil kom mislei, jou wil kom in die kniehalter en jou op jou knie kry, want as hy dit reg kry, dan het hy jou hele familie. En dis hoekom ons hierdie staan moet maak, soos wat Joshua sê, ek en my huishouding, ons sal die Here dien. Ek gaan nie toelaat dat die duiwel een stukkie, een oomblik van my lewe kom beroof en kom wegvat nie. Ek gaan nie toelaat dat die wêreld, my kinders, my gesin, my lewe kom beïnvloed nie. Ek gaan toelaat dat die Here beheer neem oor my lewe. Ek gaan sy leiding volg. En dis 'n belangrike ding. So, vaders, julle stel die voorbeeld. Julle gee die pas. Volg Jesus se voorbeeld. En so sê julle vir julle gesin, volg my voorbeeld, soos wat ek die Here se voorbeeld volg. Die tweede aspek wat die Bybel ons op herinner, daai is 'n bietjie hard. Wat die Bybel ons bietjie op wil herinner, is om te sê, vaders, julle moet lei in liefde. En die groot ding is net, neem kennis dat dit is nie, jy moet lei soos 'n leiding te hê, en dit gaan rof, en dit is moeite, en nee, die lei wat die Bybel vir my en jou sê, is ek en jy moet besef, dis 'n groot voorreg. Dis 'n groot voorreg wat ek en jy het, om ons families te lei, om ons kinders op te lei, om ons vrouens te lei. En dis hoekom die Bybel vir ons sê, ons moet dit doen in liefde. Een van die wonderlike gedeeltes in Efesiërs hoofstuk 5 vers 25 sê Paulus, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad, en sy lewe daarvoor afgelê. En so wil Paulus kom sê, mans, dit is 'n belangrike taak, om in liefde jou lewe af te lê vir jou gesin, vir jou kinders. Dis die wonderlike taak wat jy as 'n pa het, om hulle te beskerm, om daar te wees vir hulle. Nie om hulle net uit te jou, of hulle weg te jaag, as jy by die huis aankom, na 'n harde dag van werk nie. Nee, dis juist in daai oomblikke, waar jy deur die dag gegaan het, waar jou kind na jou toe hardloop en sê, kyk na my huiswerk, of ek het dit bereik, of ek het dit gedoen. Nie net weg te jaag te sê, luister man, papa is moeg, kom en gee my net 'n. Maar dis in daai oomblikke waar liefde moet die oorhand kry. En sê, luister, okay, Joma, kom wys vir my, laat ek sien. En kyk, ons almal is mens, ons gaan foute maak as vaders. Dit gebeur. Maar tel jouself op, en besef net, die Here het 'n wonderlike taak vir jou gegee, om in liefde jou gesin en jou kinders op te lei, in liefde. Dis hoekom Salomo in sy wysheid kom deel hy vir ons hierdie wonderlike gedeelte in Spreuke 22 vers 6. Hy sê, gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is, nie daarvan afwyk. Wys jou kinders hoe om sekere goed te doen. Leer hulle hoe om in sekere situasies op te tree. Wees die voorbeeld, soos wat ons nou net gesê het. Moenie op hulle raas as hulle die torch op 'n verkeerde manier vashou, soos wat ons paas altyd met ons dalk doen. Maar wys hulle, leer hulle, gee hulle goeie herinneringe, en so lei hulle op. Want onthou net, hy mag dit dalk nou onthou nie. Jou kind mag, of jou seun of dogter, mag nie dalk nou onthou wat jy vir hom sê nie, maar later in die lewe, baie van ons het al hierdie ervaar, waar ons kom terug en dan sê ons, ja, maar my pa het daai tyd vir my dit gesê, nou verstaan ek dit eers vir die eerste keer. En dit gebeur. Want soos wat jy ouer word, en soos wat jy verantwoordelikheid kry, besef jy dit wat jou pa eintlik vir jou geleer het. En dis presies wat hierdie versgedeelte kom sê. Gee leiding. Eendag sal hulle dit onthou, en hulle sal nie van dit afwyk. Maar hierdie leiding moet plaasvind in liefde. Dit moenie kom in afknorsery, of in afpersery, of in woede, of in haat, of in al hierdie ander aspekte nie, maar dit moet kom in liefde. En onthou net, liefde is baie keer ook om te tugtig. Liefde is ook om baie keer vir die persoon te sê, luister, jy is nie besig om reg te maak nie, kry jouself reg. En liefde
om mense te lei in liefde is ook om partykeer die tigtiging te ontvang. Ons as mans, van ons vrouens, of van ons kinders, wat partykeer vir ons kom sê, maar jy spandeer nie genoeg tyd met my nie, of jy luister nie vir my nie. En dis belangrik dat ons moet luister, ag gee, en dan leiding gee. En so help ons. En dis die wonderlike aspek, en jy weet, jy kan onder hierdie 2 punte, kan jy nou reg deur die Bybel gaan, en elke kort sal jy hierdie punte raak sien. Die Here wil graag hê, ek en jy moet dit besef. As ons net gaan kyk na ons Vader, ons God, ons Koning, ons Heerser, wat doen hy? Hy lei ons deur die Gees. Hy kom stel vir ons 'n voorbeeld deur die Heilige Gees, wat vir ons kom sê, maak so, jy's besig nou om in verkeerde rigting in te beweeg, kom terug. Hy kom gee ons die heeltyd leiding deur die Heilige Gees. En hy kom stel die voorbeeld vir ons om te sê, volg my. Hierso is my instruksies in die woord van God. Volg dit, jaag dit na, maak dit deel van jou lewe. En dan tweedens, hy gee instruksie deur liefde. Hy kom in liefde om jou partykeer te tigtig en vir jou te sê, jy maak nou 'n fout. Maar hy kom ook in liefde om vir jou te sê, good job, goeie werk, jy het goed gedoen, ek is trots op jou. En ons hoor nie dit altyd. En jy weet, dit is so wonderlik om te besef, dit is dieselfde soos visvang, maar die groot ding is dit, gee leiding. Die Here om jou kinders saam te vat. Jy sê, kom vang saam met my vis, kom jag saam met my. Kom doen wonderlike goed saam met my, sodat ek jou kan leer hoe om groot te word in hierdie lewe, hoe om sekere situasies te hanteer. En dan laaste, laat ek jou instruksie gee. Soos wat iemand oplei om klavier te speel of iets om te doen, laat ek jou instruksie gee in liefde. Al maak jy 'n fout, al speel jy 'n verkeerde noot, ek gaan nie kwaad word vir jou nie, ek gaan my woede in toom hou, en ek gaan jou instruksie gee, want ek wil graag sien dat jy eendag dit met jou kinders doen, dit met jou vrou doen. En die wonderlike ding net, wat ek vir julle wil sê vanoggend as vaders, en dit is waarmee ek wil afsluit vandag, is dat vaders, jy is die voorbeeld. Jy is die ene wat leiding gee. Die Here het jou die leier gemaak van jou huishouding, van die geestelike leiding in jou huis. Ongelukkig nie jou vrou nie, maar jy. So staan vol in dit. Want die groot ding is dat die duiwel kom en teiken ons as mans baie meer as wat hy die vrouens teiken. Hy kom maak ons, laat ons voel ons is nie goed genoeg nie. En hy doen dit op baie maniere. Partykeer gebruik hy selfs die vrou om dit te doen. Dit gebeur. Maar dis waar ek en jy moet begin besef, ons gee die leiding, ons stel die voorbeeld, ons gee die instruksie. En dit is nie 'n ding van 'n mag behep nie, dit is niks met dit te doen nie, dit het alles te doen met die Here wil graag hê, ek het die man die verantwoordelikheid gegee om dit te doen, begin dit doen. En ek wil vir jou vanoggend dit sê, as jy sukses wil behaal in jou finansies of in jou lewe, in jou besigheid, in jou huwelik, begin die leiding te neem. En begin die instruksies te gee met liefde. Begin die Here se leiding ook te volg wat moet gedoen word. Wees lief vir jou vrou, wees lief vir jou kinders. Moenie hulle afknou nie, moenie hulle afbreek nie. Moenie sê ek het nie tyd nie, maak tyd om met hulle tyd te spandeer. Wys vir hulle die pad wat hulle moet loop. En so gaan die Here jou begin seën, want jy staan in die regte posisie vir wat die Here wil hê 'n gesin moet wees. En dis hoekom daar seën op jou sal wees. So as dinge nie lekker loop nie, wil ek vir jou vra, gaan doen introspeksie. Kyk, waar as 'n vader kom ek bietjie tekort? Is dit, gee ek nie genoeg leiding nie? Is ek nie vurig genoeg in my geloof met die Here nie? Waar kom ek tekort? En werk aan dit. En jy sal die voordele sien. Jy sal die vrugte daarvan sien, die oomblik as jy daaraan gaan begin werk. En wees dan lief vir jou vrou en jou kinders. En gee vir hulle die instruksie wat nodig is, soos die Here het vir jou gegee het, om vir hulle te gee, want jy gaan sien
die vrugte wat kom. So mag jy in hierdie week geseën word, vaders, met hierdie woord. En ek moet dit sê, ek preek vir myself ook vandag. Dis 'n woord wat ek ook nodig het om te hoor. Soos almal is in dieselfde bootjie, maar die Here wil graag hê vandag moet jy besef, vaders, dat jy het 'n belangrike taak. Stel die voorbeeld, gee die leiding in liefde, en jy sal die resultate sien. En as jy nog nie 'n pa is nie, skryf hierdie neer, herinner jouself van dit, sodat wanneer jy pa is, dat jy dit sal onthou. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag besef, Here, dat U het ons in 'n wonderlike voorreg en 'n wonderlike posisie gesit om as vaders op te tree. Here, help ons as mans om ons vrouens lief te hê, ons kinders lief te hê, om hulle leiding te gee in liefde, instruksie te gee in liefde. Maar Here, help ons ook waar ons dalk tekort kom, dat ons die mas sal opkom. En waar ons dalk voel ons is nie goed genoeg nie, Here, vra ek dat U daai leuen in ons koppe sal doodmaak in die naam van Jesus Christus, sodat ons sal sterk staan as mans in ons gesinne om ons kinders op te lei en daar te wees vir ons vrouens. Help ons, Here, om U voorbeeld te volg, sodat ons die voorbeeld kan wees vir ander. By die werkplek, by die skool, deur middel van ons kinders se lewens, deur middel van ons vrouens se lewens. Help ons om daai voorbeeld te wees. En ek sê dankie, Here, dat U elke pa wat U seën, dat U hulle salf, en mag hulle uitgaan in hierdie week en in hierdie dag met die wete dat U is agter hulle, 100%. U sal hulle nooit los of verlaat nie. Mag hulle dit besef in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.